Goeiemôre, baie welkom by Kom Laat Ons Boeke Vat op die maandagoggend, die 10de Augustus. Ek hoop jy het 'n heerlike nagrus gehad. Hier by ons het die wind vannag half stormsterk gewaai. Hy het so 'n bietjie afgegaan vanoggend. Hy's nie meer so verskriklik erg nie, maar verskriklik intens koud van gisteraand af. Van gisteraand af het hierdie koue deurgekom dat ek kan glo, dit voel asof hier sneeu geval het in Saldanha. Dis nogal regtig koud. So waar jy ook al is vanoggend, as jy koud kry, trek net warm aan. Ek sê altyd vir my skoonma, vir ma Drien sê ek, ma, sit lekker op die bank en gooi die kniekombersie oor. So waar jy ook al sit, as jy koud kry vanoggend, is die belangrikste, gooi die kniekombersie oor. Ek sê weer eens, vir almal wat inskakel elke oggend en saam met ons kon stil raak, baie dankie, dat jy die moeite doen om in die oggende, of in die middag, of in die aande, waar jy ook al is, en wanneer jy ook al is, en waar jy ook al is in jou lewenspad, kom stil raak by die voete van die Here. Dis nie net reg om te doen nie, dis die ding om te doen, die regte gewoonte om aan te leer. Daar is mos verkeerde en regte gewoontes, en dit is altyd so moeilik om verkeerde gewoontes af te leer. Dis nou een van daai dinge, die rokers sal weet waarvan ek praat, of die mense wat gerook het en al opgehou het met rook weet waarvan ek praat. Om daai swak gewoonte op te hou is verskriklik. Om het te begin is baie maklik, om het op te hou is verskriklik moeilik. Ek weet nie waar jy is in jou lewenspad vanoggend nie. Vanoggend se stukkie wat ek wil lees is 'n kort stukkie. Dit gaan daaroor, waar kry jy jou krag vandaan? Soek jy dalk krag? Ek weet nie waar jy is in jou lewenspad nie, waar jy is in jou lewensseisoene nie, maar ek het nou eendag met iemand gepraat, toe sê ek, jong, weet jy wat, na 'n lang week, toe ek in werk was, na 'n lang week, dan is my hare nogal redelik laag oor my oë hier op 'n, spreekwoordelik gesê, op 'n Vrydag. Die rede hoekom ek sê vroeg spreekwoordelik gesê, ek is maar nog al die tyd baie lief vir kort hare, ek hou nie van my hare lang hou nie, so my hare bly in elk geval altyd kort, maar hier by die Vrydag, na Vrydag se kant toe voel dit vir my energie is op 'n laaf vlak. Dis hoekom ek altyd die gewoonte gehad het om op 'n Vrydag aan te braai, en dan te sê, ek het nou eintlik die naweek het nou aangebreek, nou kan ek ontspan en 'n bietjie rustig wees. Jy weet, as jy by jouself werk, is dit een ding, maar as jy werk en jy het kliënte is nie altyd die maklikste ding om mee te werk. Party dae, jy kry van die kliënte wat 'n fees is, wat hoe sê die Bybel, 'n God-given is, maar dan kry jy ander kliënte wat nogal redelik van jou energie tap. En dan na 'n lang week op 'n Vrydag, is dit net lekker om te ontspan, stil te raak, rustig te raak. Jy weet, hier's 'n naweek wat ek nou, is amper soos 'n papbattery, wat ingeplak word in krag, wat ons net so 'n bietjie kan charge, dat hy net so 'n bietjie op 'n hoër vlak kom, voordat die maandag weer begin. Gister was Sondag, die week is verby, vandag is maandag, nuwe dag, nuwe kans, nuwe geleenthede. Maar selfs, ek weet nie of jy soos ek is nie, maar baie keer hier na die einde van die jaar, toe soos die jaar nader na einde kom, raak 'n ou se energie, as jy nou soos ons, meeste van ons wat inluister, jonger raak, dan kom jy agter jou energievlak, is nie meer waar dit so net 10 jaar terug was nie, kom ons maak dit 15, kom ons maak dit 20, mens, as ek moet terugkyk in my lewe, hoeveel energie ek gehad het, dan sê ek vir die Here, dankie daarvoor, en dan sê ek dankie vir die energie wat ek nog steeds het, om wonderlike projekte hier by my aan te pak, en die belangrikste is het om het suksesvol te voltooi. Ek het 'n vriend gehad, die vriend is nie meer daar nie, ek hoor met skok, so 2-3 dae terug, hy is oorlede, maar hy was so, hy het altyd baie nuwe projekte aangepak, met vuur en vlam het hy 'n nuwe projek aangepak, en dan het sy petrol leeg geraak, so net na die eerste hobbel wat hy gekry het in die nuwe besigheid, of die nuwe beplanning wat hy begin het, of die nuwe projek waarmee hy begin het. So vanoggend wil ek vir jou vra, waar kom jou krag vandaan? Is baie maklik om vanoggend vir jou te sê, as ons uit hierdie stukkie uit die Bybel lees vanoggend, is 'n baie kort stukkie, dan sal jy sien waar ek en jou krag vandaan kom, en miskien leer die Bybel vir jou 'n les vanoggend. Hoe sê hulle, ons is nooit
te oud om te leer nie. So miskien leer die Bybel vir jou vanoggend iets niets, miskien sê jy vir jou, waar kom jou krag vandaan vanoggend? Toe ek vanoggend die stukkie deurgaan en die stukkie lees, dink ek, dit klink so amazing soos die Bybel dit stel, en waar jy ook al is in jou, soos ek sê, lewe of jou lewensseisoen, as jy hierdie stukkie aanvat, of aantrek, of nader trek in jouself, of vir jouself toe-eien, dan sê jy sien waar ek sê, dis 'n fantastiese stukkie spesiaal vir my en vir jou vandag. Die jaar stap na 'n einde. Daar het baie dinge gebeur hierdie jaar. Ons baie keer as dinge te erg raak of te veel raak vir ons in die jaar, en sê ons, mag die jaar tot net asseblief aan 'n einde kom. En mag volgende jaar tog maar net 'n beter jaar wees. So wens ons eintlik ons lewe verby. En ek luister gisteraand 'n stukkie van die dominee van die Kaap, hy is daar iewers in die Kaap, toe sê hy, jy moet nie die dae verby wens nie. Jy moet elke dag probeer iets doen, wat die dag die moeite werd maak. So ja, ek wil ook daai boodskap van hom vanoggend uitdra van jou af. Doen iets wat die moeite werd is vir hierdie dag van jou vandag. En kyk waar jou krag vandaan kom. As jy jou Bybel oopmaak by Jesaja 40, gaan ons lees vanaf vers 27 tot 31. Kort stukkie, maar ek dink hierdie stukkie gaan vir my en jou so 'n bietjie van 'n hupstoot gee. Die game wat ek speel, ek is maar nog 'n gamer al die tyd, ek kom uit die rekenaarlyn net al baie lank, is ek baie lief vir rekenaar speletjies speel, en die een speletjie wat ek speel, kan jy iets aansit in die game, hulle noem het Auto Stamina. Dit is jou krag loop nooit uit nie. En daar's van die ouens wat sê, ek speel nie op 'n server as daar nie Auto Stamina uit is, anders nie, want dan beteken ek raak moeg, ek moet eers staan en stil staan, dat my stamina kan opgaan, dan kan ek verder hardloop, wat eintlik eie aan die mens is, en dit is miskien eie aan my en jou se Christelike lewe. Miskien moet ons vanoggend vir die Here vra, Here, sit ons Auto Stamina aan asseblief, tot en met die einde van die jaar, in ons Christelike lewe, dat ons nie moeg raak en uitgeput raak, en moet val en gaan lê, en nie die eindpunt kan bereik nie. Jesaja 40 vanaf vers 27 tot 31. Waarom sê jy dan, o Jakob, en spreek jy, o Israel, my weg is vir die Here verborge, en my reg gaan by my God verby. Weet jy dit nie? Of het jy dit nie gehoor nie? 'n ewige God is die skepper van die eindes van die aarde. Hy word nie moeg of mat nie. Daar is geen deurgronding van sy verstand nie. Hy gee die vermoeides krag en vermenigvuldig sterkte vir die wat geen krag het nie. Die jonges word moeg en mat, en die jongmanne struikel selfs, maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos die arende. Hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle wandel en word nie mat nie. Is dit nou nie 'n pragtige vers vir jou op hierdie maandagoggend, Augustus maand, die 10de Augustus om presies te wees, om jou dag mee af te skop nie. Ek dink ek moet hierdie vers 29 tot 31 net vir jou nog 'n keer lees, want dit is pragtig. As jy nog nie krag gekry het vir hierdie jaar wat voorlê nie, vir die tyd wat voorlê nie, vir die paar dae, kom ons vat dit triekie vir triekie, die volgende dag, die volgende week, die volgende maand, dan is hierdie versie spesiaal vir jou. Hy gee die vermoeides krag en vermenigvuldig sterkte vir die wat geen krag het nie. Die jonges word moeg en mat, en die jongmanne struikel selfs, maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels, soos die arende. Hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle wandel en word nie mat nie. Mag hierdie versie vir jou waar wees, en mag hierdie versie vir jou wees, met ander woorde, trek dit vir jou aan, vat dit vir jouself, maak dit jou eie, tydens hierdie dag, die week wat voorlê, en die jaar wat voorlê. Ek het ook 'n lang dag weer môre moet ek deur hy Parel toe gou, so dra my ook om vir my en my vrou op in julle gebiede, voordat ons veilig ry. Ek moet nou die karre te
probleempie op die airconditioner, hy moet nou Parel toe gevat word om reggemaak te word, en dan moet ons hom by die einde van die week weer loop haal, so dis baie ry vir my hierdie week op die pad, en ek is nie baie lief vir op die pad nie, my vrou nog minder, maar soos ek sê, ja, dit moet gedoen word, so môreoggend is dit vir my daai kant toe, baie vroeg opstaan, dat ek net uitgesaai kry, hierdie stukkie oggend boodskap moet ek voordat ek op die pad gaan met jou deel. Mag jy nuwe krag gee vir die dag, mag die Here vir jou krag gee, mag die Here vir jou vlerke gee, dat jy soos arende kan sweef. Dit klink amazing. Kom ons maak ons oë toe in gebed. Liefdevolle Hemelse Vader, baie dankie vir oggend, dat ons as ons moeg raak, Here, by u voete kan kom sit en u weet waarvan ons praat. Sê, Here, ons is moeg en heeltemal uit asem uit krag uit. Ons kom nie net sit nie, ons kom val by u voete neer en sê, Here, die week was te lank, die nuwe week wat voorlê is hopeloos te lank, die jaar wat nog voorlê lyk nog baie ver na die einde toe, my krag het so pas uitgeloop. Dankie Here, dat ons kan kom sit en dat u vir my sê, dat u vir ons almal sê, ek gee vir jou nuwe krag. Ek gee vir jou nuwe krag om hierdie dag, hierdie jaar, om jou lewe klaar te maak. En daai bly gemik op die eindpunt. Bly mik op die lint wat gespan is by die einde van die wedloop. Dankie Here dat ons weet u ons die krag gaan gee en dat u sê u gaan ons die krag gee. Dat ons kan vlieg soos arende na die eindpunt toe. Dankie Here vir 'n wonderlike nuwe dag, 'n nuwe kans, 'n nuwe geleenthede op hierdie maandagoggend. Wil jy asseblief almal seën, behoed, spaar en bewaar waar hulle ook al heen gaan. Jy weet waar almal van ons se pyne lê, wat almal van ons se hartseer lê. Al wat ek kan vra, almal wat inluister, Here, wil u asseblief met hulle pyn, met hulle hartseer, wees maar die belangrikste, Here, wees ook met hulle vreugde. Want waar u in beheer is, daar kan ons rustig wees. Kom ons hou vas aan daai rots, ons hou vas aan daai anker, ons hou vas aan daai rustige hawe, waar u in beheer is everything is in control, alles is onder beheer. Help ons asseblief om vanoggend ons baadjie aan te trek, ons baadjie van liefde, Here, en help ons met die Heilige Gees om daai liefde uit te lewe teenoor almal rondom ons. Ons weet, Here, is baie keer moeilik, ons weet, die verskil in die lewe kom by my en jou, by ons. Help ons om 'n verskil te maak waar ons lewe. 'n Positiewe verskil. 'n Verskil te maak en sê, dis wat die Here wil hê, hoe ons moet optree. Vergeef asseblief ons sondes, Here, en help ons asseblief om ons skuldenaars te vergewe. Ons steek ons hande op na die hemel, ons sê, Jesus, take the wheel. Here, vat asseblief die stuurwiel van my lewens en my geesteslewe en bestuur my. Want Here, met my krag gaan ek het definitief nie maak. Ek sien 'n ongeluk op die horison. Vat oor by my en beheer en bestuur my lewe. Vandag, die week uit, die maand uit tot en met die einde van die jaar en verder. Ek vra die dinge nie omdat ek verdien, Here, maar enkel alleen uit genade alleen. Amen.